U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Die maandagoggend voordat die skool na die Aprilvakansie begin, oefen die Leen en die netbalmeisies fliks. Sy wil 'n ekstra oefening inkry, want die kampioenreeks se semifinaal vind reeds die Saterdag plaas. Sy het nie die kans gesien om die vorige week te oefen nie. Sy het die hele eerste week spandeer aan haar akademiese beplanning en voorbereiding vir die kwartaal, sowel as haar beplanning vir die vakvergadering. Die tweede week wou sy net rus. Sy is verheug oor die goeie opkoms, veral van die B-span. Sy is ongelooflik verlig oor die nuwe meisie wat van die B-skool af verskuif het na hulle toe. Sy maak 'n groot verskil aan haar probleem met die doel vir die B-span. Die enigste meisie wat min of meer in die posisie kon speel, het opgehou omdat sy nie in die A-span kon plek kry nie. Die ma loop in die dorp en verkondig hoe onregverdig Helene is. Sy gee nie eers haar kind 'n kans nie. Sy steur haar nie regtig daaraan nie, haar gewete is skoon. Na al die jare is sy al daaraan gewoond. Daar is altyd ouers wat dink hulle krummels is Franse broodrolletjies. Na 2 ure se strawwe oefening gaan sit hulle almal in die skadu van die netbalhuisie. Dankie meisies, dit was 'n goeie sessie. Kom ons rus eers, drink 'n bietjie water, sê sy terwyl die rooi gesiggies om haar vergader. Julle sal môre op die nuwe kwartaalbeplanning sien, ons het letterlik net 8 oefenmiddae oor vir die hele tweede kwartaal. Dis al. Sjoe, juffrou, dit kan nie wees nie, sê Lindy verbaas. Dis ongelukkig so. Hierdie week en die ander week na die lang naweek is die enigste weke waarin ons nie liga-wedstryde speel nie. Volgende naweek speel ons reeds donderdag 'n tuiswedstryd en die volgende dag die finaal van die kampioenreeks. Die week daarna speel ons dinsdag en donderdag, 1 tuis en 1 weg. Dis 'n baie druk program, verduidelik Helene. Sy wil hê die meisies moet presies weet wat op hulle wag. Juffrou, hoe werk Saterdag se wedstryd? Is daardie span goed? Vra Tessa. Saterdag is al 8 skole in ons afdeling betrokke. Ons speel teen die naaswenner van die ander been. Hulle wenner weer teen die naaswenner van ons been. Dit bepaal of ons volgende Vrydag gaan uitspeel vir plek 1 en 2 of 3 en 4. Dan is al 16 skole daar. Ek het geen idee wie ons opponente gaan wees en of hulle goed is of nie. Ek dink ons moet net fokus op ons eie spel en mikpunte. Waar gaan ons Saterdag speel, juffrou? Ek hoop weer ver. Is lekker om bus te ry, sê Linda vrolik. Ek hoop nie weer Vryburg toe nie. Dan moet ons te vroeg opstaan, kreun Lindy. Ons speel weer in Klerksdorp waar ons die laaste wedstryd gespeel het, want hulle het genoeg bane om soveel wedstryde te akkommodeer, antwoord Helene. En ons, juffrou, wanneer gaan ons eendag begin? Vra Lizaan van die B-span. Hele wedstryde begin volgende donderdag sodra die Gauteng Liga begin. Uiteindelik, roep hulle entoesiasties uit. Daar is egter een ander kinkel in die kabel wat ek wil hê julle moet baie mooi verstaan. Die reëls van die 2 kompetisies verskil hemelsbreed. In die kampioenreeks mag ons 10 in 'n span hê, maar in die gewone liga mag die A-spanne net 7 hê. Ek mag niemand inruil behalwe as daar 'n besering is nie. Ek gaan dus vir Linda en Bianca in die B-span laat speel. Anders gaan hulle die hele tyd langs die baan sit. Dit is sinneloos. Ek voel hulle sal 'n groot verskil in julle span maak. Hulle kontroleer nie regtig die B-spanne nie, dus maak dit die saakie. Die ander van julle in die B-span kan ons dan uitruil met halftyd. Is daar enige iemand wat 'n probleem daarmee het, vra sy. Nee juffrou, dit maak sin, sê die meisies. Dan is dit goed. Ek weet ook uit ondervinding, daar is baie keer verkoue en griep in die omloop in die winterseisoen. Dan is daar altyd iemand wat nie kan speel nie. Dit sal help dat almal 'n beurt kry om te speel. Onthou, my reël staan vas.
As jy nie kom oefen nie, kan jy nie speel nie. Reg so? Die meisies knik hulle koppe instemmend. Juffrou, mag ons daar oorkant gaan staan en ons kreet skree? Vra Sonja met blink oë. Helene besef al die hele oggend daar is 'n trekpleister onder op die rugbyveld. Sy kan nie glo die mans oefen alweer rugby nie. Hulle het amper elke dag geoefen. Net as jy eers sê wat sy naam is, terg sy. Die ander meisies kraai van die lag toe hulle besef hulle afrigter is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Die naam word teesinnig bekend gemaak en sy knik haar kop goedkeurend. Dis Meerkat. Maar sy noem liefs nie haar bynaam vir hom nie. Die arme kind sal dit nooit weer afskud nie. Sy laat die A-span toe om die kreet te skree. Sy rol haar oë betekenisvol vir die B-span en hulle giggel terwyl hulle so lank begin om die balwerk teen die muur te oefen. Na nog 'n 3/4 uur se strawwe oefening besef Helene die meisies raak te moeg en kan nie meer konsentreer nie. Die hitte is ondraaglik. Sy roep halt en hulle sluit die oefening met 'n heerlike speletjie af. Almal lag uitgelate toe hulle klaar is. Nou ja, dan sien ons mekaar môreoggend in die saal. Julle moet vir Natalie môre mooi help, nie? Sy is nuut in die skool. Sterkte vir die kwartaal. Ek sê altyd die eerste kwartaal voel of hy vir ewig aanhou, maar dan gly die res van die jaar op 'n koekie seep onder ons uit, sê Helene lagend voordat hulle uitmekaar spat. Helene is tevrede wanneer sy in haar motor klim. Sy geniet hierdie kinders se geselskap en hulle harde werk. Sy besef die B-span gaan baie swaar kry, maar hulle geniet die sport. Dit is al wat belangrik is. Ek kan nie glo die skool is nou eers 4 dae aan die gang nie. Dit voel soos maande, kreun Anke terwyl sy donderdag aanstaan en aartappelslaai maak. Dit kan jy weer sê. Die kinders kerm al klaar omdat hulle baie huiswerk het. Een wou vandag by my weet wanneer sluit die skool weer, vertel Arno lagend terwyl hy besig is om vleis te braai. My keel trek toe as ek na die kwartaal se beplanning kyk. Ek weet nie hoe om my studies, merkwerk, voorbereiding en sport aan te pas nie, sê Anke bekommerd. Vat dit nie dag vir dag. Gelukkig het jy die eerste week van die vakansie hier gebly en van jou studieopdragte vooruit gedoen, probeer Arno haar moed inpraat. Ja, gelukkig het ek. Dankie vir die boeke wat jy vir my geleen het. Dit het my baie gehelp. Ek is dankbaar ek het vir my steenkamp geluister en my kwartaalbeplanning en 'n gedeelte van my voorbereiding ook vooruit gedoen. Anders weet ek nie so mooi nie. Ten minste kon jy die tweede week saam met jou maale wildtuin toe gaan en rus. Arme ek was op 'n rugbykursus, sê Arno, terwyl hy die vleis omdraai. Maar is darm nie so erg soos gewone skool. Wat? Jy misgis jou heeltemal. 'n Afrigter het vir 24 ure 'n dag oë agter jou kop nodig om seker te maak die seuns maak nie droog nie. Ek was stopflou toe ons hier stil gehou het, want ons moes elke aand tot wie weet watter tyd wakker bly om seker te maak hulle glip nie uit die koshuis uit en doen kwaad nie. Die kinders word net nooit moeg nie. Ek kan nie onthou dat ons ook so was nie, protesteer Arno heftig. Arme jy, ek kry jou so jammer, spot Anke sarkasties. Jy is heeltemal gewetenloos, skaam jou, sê Arno met 'n lag terwyl hy die vleis van die vuur afhaal. Ek is seker niemand het julle gedwing om die heel vakansie te oefen nie. Dit was julle eie besluit. Ja, toe maar ou slimmie. Vryf dit nou in. Ek het geen genade van jou verwag nie, sê hy goedig terwyl hy die vleis op die tafel neersit om te rus. Jy het nog nie vir my gesê hoe jou ouers gereageer het oor ons verhouding nie, vang Arno haar onkant. Ek het nog nie hulle vertel nie, stamel sy verboureerd. Hoekom nie? Vra Arno verbaas. Ek het net nie gevoel die tyd was reg nie, maar ek sal nog, skerm sy vinnig. Hierdie is vir haar 'n baie netelige kwessie. Dit was die vakansie so lekker om net soos van oud saam met haar ouers te kuier en te ontspan. Sy weet haar ma gaan slange vang sodra sy van Arno uitvind. Sy wou net ten minste 1 week gemaklik saam met haar kuier. Jy sal hulle moet vertel, want ek wil hulle graag ontmoet, sê Arno effens stroef. Hy weet nie wat presies met Anke aangaan nie, maar elke keer sodra hy die onderwerp van haar ouers aanraak, raak sy kriewelrig en ontwykend. Hy weet nie wat om hiervan te maak nie. Ek beloof. Wil jy nog 'n skepie slaai hê? Probeer sy die onderwerp verander. Toe Arno later groet en ry, staar Anke sy motor lank agterna.
Sy het nog nooit vir Arno vertel hoe haar ma oor onderwysers voel nie, spesifiek mansonderwysers. Hoe sal hy daarop reageer? Sê nou net hy verbreek die verhouding. Sy weet nie of sy dit sal oorleef nie, want sy besef sy is baie erg oor hom. Haar ma was baie teleurgesteld omdat sy die eerste week van die vakansie by die woonstel gebly het. Sy het geneel Anke kon mos maar haar werksopdragte by die huis kom doen het. Sy kon net nie so ver kom om te sê sy bly eintlik om saam met Arno te kuier sodra hulle klaar rugby geoefen het nie. Hoe langer sy wag om vir hulle te vertel, hoe moeiliker gaan dit word. Sy weet net sy sien nie kans vir haar ma se reaksie nie. Hoekom ry jy nie met jou bakkie skool toe nie, Willem? Dis al Vrydag en jy stap nog elke dag skool toe. Jy het mos jou lisensie gekry, vra Andriet, toe hulle pouse op die gewone plek sit. Sy en Lise het van Maandag af ook pauses by hulle kom sit. Ek dink is sinneloos om te ry as 'n mens so naby bly. Dis in elk geval nie goed vir 'n voertuig om sulke kort entjies te ry nie, antwoord Willem saaklik. Hy swyg oor die feit dat hy self moet brandstof ingooi met sy skrapse sakgeld. As ek 'n motor gehad het, sou ek definitief elke dag skool toe gery het, sê Lise. Soos ek Willem se oupa ken, moet hy self brandstof ingooi. En dit is nie goedkoop nie, verklap Etienne sy situasie. Dit is seker so, maar ek sou ten minste 'n paar keer hier kom stop het, net om te kan sê, ek het ook, sê Andriet verlangend. Nie een van hulle 3 meisies het al 'n lisensie nie. Willem kyk onderlangs na Esmy wat die hele tyd nog niks gesê het nie. Sy sit en speel met 'n waterbottel wat sy om en om in haar hand draai. En die bottel? Vra hy. Ek probeer om 'n bietjie meer water te drink. Dit is gesond, sê sy afgetrokke. Hy kan sien iets kort, maar vra nie verder uit nie. Kan jy nog rekenaarspeletjies speel, nou dat die skool weer begin het? Vra Etienne. Nee jong, my pa hou voet by stuk. Ek mag net oor naweke speel. Ek mag ook net 3 keer per week in die vakansie speel. My pa het eers gehoor, dis 'n wet in China, dat kinders nie meer as 3 ure 'n week mag speel nie. Glo nie goed vir tieners se breinontwikkeling nie. Nou doen hy dieselfde met my, beklaai sy lot. Nee, dis vreeslik. Jy moenie dat my ouers dit hoor nie. Net nou doen hulle dieselfde met my, roep Andriet geskok. My pa het gesê ons kan eers weer die saak bespreek as die Junie eksamen se punte reg lyk. Ek hoop maar vir jou onthaal wat dit werk goed uit, sê Lise simpatiek. Haai Willem, ons het tog nie eens vir jou gesê nie, maar ons 4 oorweeg om almal saam in te kom by die matriekafskeid. Ou Etienne sal die enigste doring tussen ons 3 rose wees, vertel Andriet opgewonde. Ek's bly vir julle, antwoord hy afgetrokke. Hy weet nie wat dit is nie, maar dit krap aan hom dat Esmy so stil is. Iets aan haar lyk ook anders, maar hy kan nie sy vinger daarop lê nie. Toe hy na pouse klas toe stap, kyk hy haar bekommerd agterna. Sy het nie gegroet soos altyd nie. As ek 'n rand kry vir elke week in hierdie jaar waar jy nie met 'n geswelde oog rondgeloop het nie, het ek nou 3 rand gehad, sê sy oupa droog, toe hulle Saterdag na die semifinaal om die tafel sit. Ag oupa, nou oordryf jy vreeslik, lag Willem verleë. Nee my kind, ek stem saam. Vandat jy verlede jaar vir die eerste span begin speel het, is dit die een besering na die ander. As ek my sin kry, speel jy nie weer. Gaan sy ouma gal af. Ag oumie, dis net 'n effense geswelde oogbank. Ek sal dit oorleef, gooi Willem wal. Hy weet as sy ouma eers vlam vat, gaan hy die hele naweek hierna moet luister. Daai lyk vir my soos 'n vuis wat verdwaal het in die loskrim, gooi sy oupa olie op die vuur. Willem grinnik, ja oupa. Hulle het van die begin af vuil gespeel om ons kwaad te maak. Hulle het weer aan laat gevat, net na die afskop. Die slot het my meer as 1 keer bygekom, want hy weet die skeieregter kan nie oral sien nie. Dis 'n skande. Ek weet nie hoe kan julle so versot wees op so 'n barbaarse spel nie, snork sy ouma verontwaardig. Willem en sy oupa knip oog vir mekaar. Hulle geniet dit vreeslik as sy so op loop gaan met 'n ding. Toe maar ouma, ou Gerrit het darm die loskakel aan die einde van die wedstryd van sy eie medisyne gegee. Ek dink hy lê vanaand met ys op sy ribbes, sê Willem, en hy en oupa skaterlag. Julle mans is almal ewe erg, die arme kind. Ek kan met sy ma simpatiseer, mor sy ouma voort. As die wedstryd nog 5 minute langer aangehou het, het Gerrit waarskynlik die slot wat my so gekarniffel het ook bygekom,
Dan was haar nog een met afribbes, trek Willem haar siel verder uit. Gaan dit beter tussen julle klomp, vra sy oupa. Ja wat oupa, ek dink so. Ek glo nie ek en Gerrit gaan ooit weer vriende wees nie, maar hy gedra hom baie beter. Ek moet erken, hy's 'n goeie kaptein. Solank hy so aanhou, het ek nie 'n probleem met hom nie. Dan is die Kaap Hollands my kind. Willem lê later op sy bed en herkou aan die laaste paar weke se gebeure. Hy was baie onseker oor wat by die rugby gaan gebeur na die dag in die kleedkamer. Soos wat die weke verbygaan, kan hy sien Gerrit en Marnus raak by die rugby al hoe gemakliker in sy en Wian se teenwoordigheid. Hulle besef seker as Wian iets vir die onderwysers wou sê, hy dit seker al sou gedoen het. Die spangees het tydens die kursus dramaties verbeter. Hulle is nou 'n eenheid en speel vir mekaar. Hy en Wian gesels meer dikwels van daardie kleedkamerdag af. Maar hulle het nog nooit weer 'n woord oor die gebeure gerep nie. Maar hy ken vir Gerrit. Hy kan baie verneig raak sodra hy teenstand kry. Daardie laaste plettervat was nie toeval nie. Dit was haarfyn beplan en met perfekte tydsberekening in die doodsnikke van die wedstryd uitgevoer, sodat daar nie 'n geel kaart uitgedeel kon word as dit dalk te laat was nie. Gerrit het soos 'n ware kaptein deur die hele wedstryd die manne se gemoedere gekalmeer as haar vuilspel was. As die manne gedreig het om weer wraak te neem oor die plettervat op Wian en sy eie oogbank, het hy hulle gekeer gesê om nie kop te verloor nie. As die afrigters ook gedink het daardie laaste plettervat was opsetlik, het hulle niks gesê nie. Daar was geen rede om nog 'n duikslag uit te voer nie, want speeltyd was verby en die losskakel moes net die bal uitskop vir die eindfluitjie om te blaas. Was dit 'n soort vredesoffer om die verhouding met hom en Wian te herstel, of was dit maar net Gerrit se manier om sy stempel op die spel af te druk? Hy is nie seker nie. Sy hart wens dis 'n vredesoffer om vir hulle te wys hy het hulle vergewe, maar sy verstand sê vir hom dis bloot naïewe wensdenkery. Maar sien nou maar net. Hy hoop maar Marnus en Gerrit hou by die ooreenkoms ter wille van die rugbyspan en hulle self. Hulle het hom teleurgestel, maar hy wens hulle nie sulke moeilikheid toe nie. Maandag aand tydens die ouer aand sit Helene en bestudeer die ander PowerPoint lesse van al die oorblywende gedigte van die kwartaal. Ouder gewoonte kom daar nie ouers nie. Sy kan nie onthou wanneer laas enige ouers haar kom sien het nie. Dalk 2 jaar gelede? Diegene wat jy graag wil sien, kom nooit nie. Die ander weet hulle hoef nie haar tyd te kom mors nie. Sy sug as sy aan die besige naweek ding wat voorlê. Dinsdagmiddag is dit die gewone netbaloefening, Woensdag is dit die departementshoofde se vakvergadering, Donderdag is dit die eerste netbalwedstryde en Vrydag die kampioenreeks finale. Sy weet daar sal nie verder in die kwartaal tyd wees vir voorbereiding nie, daarom maak sy seker alles is vooruitgedoen. Sy giggel kliphard as sy dink aan vandag se poesieles oor Vra, 'n gedig van Ernst van Heerden. Net toe sy gedink het sy is vreeslik oulik met 'n pyples, het die kinders haar weer hartaarde toegebring. Sy het die gruisaamste foto van geamputeerde tone as gevolg van diabetes wat sy op die internet kon kry, in haar les ingesit. Dit was haar aanknopingspunt aangesien diabetes in die gedig gesuggereer word. Die foto's het die gewenste uitwerking gehad. Die kinders het hulle siek gegril. Sy hoop maar net dit was 'n goeie afskrikmiddel vir kinders wat so verkeerd eet. Ondervinding het haar geleer preek help nie. Sulke visuele foto's is baie meer effektief. Sy het al die beeldspraak, stylfigure en rym deeglik uitgelig. Wie kan vir my strofe 2 in jou eie woorde verklaar, het sy vir die laaste van die 5 groepe net na tweede pouse gevra. Sy was baie ingenome met haarself, omdat haar les 'n sukses was. As Nonkie se groep die gedig geniet het, sou die laaste groep definitief ook. Ek dink dit beteken sy been is geamputeer as gevolg van die diabetes en dat hy nou in 'n reistool moet sit, het 'n onseker antwoord van een van die seuns gekom. Baie mooi, Frits, jy's heeltemal reg. En wat dink julle is sy vooruitsigte vir die toekoms? Het sy entoesiasties voortgegaan.
Meerkat het sy hand ywerig in die lug rondgeswaai. Sy was in haar noppies oor die seun se meelewing, want poesie is nooit hulle ding nie. Ja, Anton? Sy het haarself net betyds beding voordat Meerkat uitgeglip het. Juffrou, hoe kry juffrou dit reg dat juffrou se iPad met die televisie konnekteer? Die wind was vir 'n paar sekondes heeltemal uit haar seile. 'n Paar van die kinders het senuweeagtig onderlangs gegiggel, want hulle het besef sy opmerking was heeltemal onvanpas. Sy sou haar jare gelede bloedig vererg het, maar ondervinding het haar geleer, dit help nooit wanneer jy met tieners werk nie. Anton, kom ek sê jou wat. Kom ons maak die gedig eers klaar, dan wys ek jou net voor pouse hoe dit werk. Reg so, het sy probeer om die situasie te beredder. Toe Helene klaar was met die gedig, het sy haar belofte gestand gedoen en sommer vir die hele klas gewys hoe haar tegnologie werk. Kan ons dan met ons iPhone aan juffrou se televisie konnekteer as ons byvoorbeeld 'n video of iets wil gebruik in ons mondelinge? Het een van die ander entoesiasties gevra. Sy het verduidelik die Wi-Fi is nie aan die internet gekoppel nie. Dis net 'n verbindingsmeganisme tussen die foon, iPad of 'n rekenaar en die televisie. Hulle sal dit vooraf op hulle fone moet aflaai. 'n Hele klomp was baie entoesiasties hieroor. Hoekom is hy nie lankal daaraan gedink om dit vir die kinders te sê nie? Dan het hulle nie nodig om 'n slim stokkie saam te bring nie. Dalk sal dit 'n paar ander motiveer om nou meer moeite te doen. Sy glimlag tevrede dat sy nou in haar laaste skooljaar deur tegnologie 'n paar kinders kan bereik. Toe sy klaar is met al die ander voorbereiding, kyk sy op haar horlosie en sien daar is nog 3/4 uur oor voor dit ouer aand verby is. Dit is grafstil in hierdie blok van die skool. Sy wonder of Santi ook sit en voorbereiding doen. Sy kan hoor die stemme het langsaan ook opgedroog. Sy soek die video van Saterdag se semifinaal en sit dit aan. Sy het genoeg tyd om die hele wedstryd vinnig te bekyk. Sy kan nou nog nie glo, hulle speel Saterdag in die finaal nie. Sy is so bly vir die meisies. Hulle het omtrent gehuil van opgewondenheid en blydskap na die wedstryd. Sy merk op Lindy het nog net een keer in die wedstryd die rolbeweging gebruik waaraan hulle so hard oefen. Dit is weer eens 'n bewys van hoe lank dit vat voordat 'n mens vordering in die spel sien. Hulle moet eenvoudig meer oefen, maar wanneer? Sy kom ook agter die span se tydsberekening is nie na wense nie. Hulle kom te vinnig op en verloor gevolglik baie onnodige balle. Die middelbaanverdediging is ook nog glad nie op standaard nie. Hulle plaas hopeloos te min druk op die opponente. Sy sal môre middag op 'n manier hieraan aandag moet gee, maar sy weet voor haar heilige siel, dit gaan 'n seisoen selfs langer vat om dit reg te kry. Teen daardie tyd sal sy nie meer hier wees nie. Sy wonder wie sal volgende jaar haar spannetjie oorvat. Sy hoop Alta. Sy sal mooi na hulle omsien. Dan trek iets wat halftyd gebeur het haar aandag. Die opponente het baie naby die kamera gesit. En sy kan elke woord hoor wat die afrigter vir die span gesê het. Die vrou het daardie arme kinders so verskree omdat hulle halftyd agter was, dat hulle sommer in mekaar gekrimp het. Die koppe het verslae vooroor gehang. Geen wonder hulle het na die halftyd heeltemal plat geval nie. Hoe kan 'n mens so met kinders praat? Sy sit verstom en luister. Mense sal baie van haar kan sê wanneer sy bedank, maar beslis nie dat sy ooit kinders so afgekraak het langs 'n sportveld nie. Sy besef skielik sy is spyt omdat sy nie hierdie spannetjie tot by eerste span vlak kan afrig nie. Is dit wat wen aan 'n mens doen? Is dit omdat hulle die laaste klompie jare altyd verloor het, dat netbal vir haar so ondraaglik geword het? 'n Skuldgevoel oorval haar. Wat sê dit van haar? Is sy ook een van daai mense wat net iets kan geniet solank jy wen? Sal haar gevoel oor die span verander sodra hulle verloor? Sy hoop nie so nie. Sy was onder die indruk, sy geniet die kinders se geselskap. Sy is alweer besig om te vroeg, betug sy haarself. Geniet bietjie die sukses terwyl sy kan. Daar is niks daarmee verkeerd nie. Haar onderwysdae word in elk geval min. Sal ons so lank toesluit? Vra Santi van die deur af. Jep, daar is nog 10 minute oor,
maar daar gaan beslis nie nou nog ouers kom nie, antwoord Helene. Sy kan tydens oueraande in haar kantoor sit, maar omdat hulle klasse so afgesonder is van die res, wil sy nie haar vriendin alleen hier los nie. Toe hulle by die personeelkamer kom, staan hulle kollegas in groepies en fluister, duidelik baie ontsteld. Wat is fout? Vra Helene. Die hel is nou behoorlik los, antwoord Alta kwaad. 2 ouers het in Anka se klas ingebars en haar uitmekaar gevloek omdat hulle kind Afrikaans druip. Dit was so erg dat ek elke woord in my klas kon hoor. Arno het naderhand tussen beide getree en toe was hy en die pa amper handgemeen. As die bestuursliggaam voorsitter nie toevallig by die klas langsaan was nie, was hierdie 'n baie lelike ding. Arno moes die man gebliksem het. Ek praat nie eens met my hond soos wat daai mense met haar gepraat het nie, sê meneer Lou woedend. Arno, is sy alright? Vra iemand, toe hy by die kantoorblok uitkom. Sy gesig gespierwit. Sy is nou by die hoof, sy probeer haar kalmeer. Ek weet nie of sy môre gaan terugkom skool toe nie. Ek moet sê, ek sal haar nie kwaadlik neem. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.